Vandag wil die Here ons elkeen uitnooi om op hom te vertrou. Vandag se tema is vertrou die tuinier. Ons hou aan met ons jaartema wortels en vlerke en ons het al so baie gepraat oor die wortelstelsel, ons intieme verhouding met die Here en dat ons uiteindelik as plantjies in geloof moet voortleef in gehoorsaamheid. En vandag kyk ons juis na Johannes 15 waar Jesus eintlik kom verduidelik wie hy is, wie God is en wie ek en jy is. Ons lees in Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer of tuinier. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Amen. So in hierdie verhaal wat Jesus vertel soos 'n metafoor verduidelik hy dat God die Vader die tuinier is. Hy is die een wat verantwoordelik is vir alles. Hy laat alles groei. Hy maak seker dat alles reg verloop. Hy gee water soos nodig, hy snoei soos nodig. Hy neem en ryg die deeltjie wat rank en maak dit iewers spesifiek vas en snoei dit op die regte tyd. Ek en jy is die lote. Ons is hier ons groei eintlik uit Christus uit. As jy al 'n mooi foto van 'n vars gesnoeide wingerdstok gesien het, sal jy sien die wingerdstok wat daar die stam wat uit die grond uitkom is so lekker dik en sterk. En dan hierdie lote wat uitkom is jonk en nuut. En hulle spruit uit Christus uit en leef dan daaruit. En dan op die regte tyd sal die tuinier weer kom en hierdie lote versorg en verander en bietjie kom skoonmaak met die doel dat hulle 'n groot oes sal dra. So God nooi vir my en jou uit dat ons altyd op hom moet vertrou. Dat ons moet vertrou dat wanneer hy kom en 'n bietjie aan ons werk of aan ons snoei, dat hy altyd die oes in gedagte het. Dat hy altyd die beste vir my en jou wil hê in die groter prentjie. Maar soms kan ek en jy as lote glad nie die groter prentjie sien nie. En soms wanneer God ons snoei, is dit eintlik seer. Soms is daar 'n haalstorm, soms is daar 'n storm wat ons heeltemal buig of breek. Dan sal die Vader weer kom en daar kom snoei en dan sal ons verder groei. Dit is hoe God hierdie wingerdstok gemaak het en hierdie lote gemaak het om aan te hou groei en aan te hou om gevorm te word. Hoekom? Hoekom doen God dit? Die vrug wat ons dra is ons geloof. En dit kom deur in die vrug van die Gees en die genadegawes, maar God se doel vir my en jou is dat maak nie saak wat met ons gebeur nie, dat ons so eg sal word in ons geloof, so verdiep sal word in ons geloof, dat ons sal aanhou groei totdat ons doel bereik en dit is om daai vrug te dra aan die einde van die seisoen. Maar hierdie proses is nie altyd maklik nie.
Ons sien dit juis in die voorbeeld van Paulus, of sal ek sê Saulus in Handelinge 9, van vers 8 tot 9 kan ek lees. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binne gedring. 3 dae lank kon hy nie sien nie en hy het nie geëet of gedrink nie. Dis in die middel van Saulus se bekeringsverhaal. Dis 'n uitstekende voorbeeld want ons sien die breër prentjie. Ons weet Saulus word Paulus, hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. Hy is 'n reus in die geloof en hy het God se ingryping in sy lewe ontvang en dit toegelaat. En kyk wat het met hom gebeur. Maar Saulus het 'n keuse gehad toe dit met hom gebeur. Skielik op sy pad in gehoorsaamheid as 'n Jood om volgens wat hy glo God van hom verwag te gaan gehoorsaam wees, gryp die Here in. En hy besef genade, Jesus is die Christus. En op daai oomblik het hy 'n keuse. Gaan ek oorweldig wees deur my tydelike blindheid? Ons weet dit tydelik, hy weet dit nie. Of gaan hy ontvang hierdie gesnoei wat die Here aan hom doen? Nou net om 'n grappie te maak, kyk ons almal weet hy het Paulus geword, maar kyk as hy nou verder moes boeke skryf uit sy oomblik van seer kry, het die Nuwe Testament dalk so gelees. Eerste boek, die tweede klaagliedere volgens Saulus. Waarom ek, Here? Volgende, die eerste brief aan almal wat ook onregverdig behandel voel. Volgende brief, die evangelie van selfbejammering. Die openbaring van al die dinge wat met my verkeerd geloop het. Die boek van eindelose besware. Die eerste klaagbrief aan Damaskus. Die tweede klaagbrief aan Damaskus, nog steeds blind. Lamentasies van 'n verontregte fariseer. Die handelinge van my ongelukkige omstandighede en laasens dalk die brief aan God se klagtekantoor. Dink net dit was Paulus se nalatenskap. Ons kan 'n bietjie lag daaroor want ons weet hy het die regte keuse gemaak, maar weet julle, dit was nie sy hele storie nie. Nadat hy die keuse gemaak het om God te kies, het hy baie swaar kry verduur. Ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 28, van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry, 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag lank het ek die diep see trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op die see, gevare onder valsbroers. Met harde werk en swaar kry is Paulus se geloofspad gevul. En tog is hy die een wat skryf, verbly jou in die Here. Ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Hoekom? Want op sy geloofspad het hy toegelaat dat die Here hom snoei en sy geloof het so verdiep dat dit so eg was dat hy die moeilikheid in die lewe kon deurstaan. En dis wat die Here my en jou ook na uitnooi. Daarom laat ek en jy vertrou dat God 'n goeie tuinier is. Laat ons nie toelaat dat ons omstandighede ons godsbeeld verander nie. Maar laat ons juis met hierdie godsbeeld leef, dat God altyd goed is en dat hy die meester tuinier is met 'n goeie plan en dat dit sal gebeur in die naam van Jesus. Gaan daarom uit, gevul met hoop en vreugde, pak jou eie pad aan vol geloof en vertrou die goeie tuinier. Amen.